Ek regtig baie mooi. Yesie, so ja, ek het natuurlik nou die week met sit en dink ek, okay, wat 'n boodskap deel ek met julle vandag? En my tema, hy is Engels, maar ek sal hom in Afrikaans, ek het hom maar so in Afrikaans ook geskryf. En in Engels sê dit basies die volgende, hy sê through creation comes multiplication. In Afrikaans sê deur skepping kom daar vermenigvuldiging. En kom basies neer op die volgende en is dat ek het hierdie tema gebou op Genesis en die spesifieke deel in Genesis 1 waar God spreek en hy sê wees vrugbaar en vermeerder. En ek sê dit in my eie woorde nou om en ek deel hierdie gedeelte bloot vir die feit dat ek voel Genesis gee vir ons iets baie besonders en dit gee vir ons 'n skepingsbeginsel. En dit vir my gekry na die vraag toe, maar is daar 'n limiet aan wat ons as mens kan skep? Is daar 'n limiet aan ons kreatiwiteit? Is daar grens op dit? Is daar 'n plafon op moontlikhede? En die antwoord wat ek het vir dit is basies nee, daar kan tog sekerlik nie 'n limiet wees nie. Engels, daar's 'n liedjie wat ons baie keer sing en daar's 'n spesifieke vers wat sê the spirit without measure. Dit is die Heilige Gees in ons en daar's natuurlik nie 'n limiet aan dit nie. So, en dit laat my amper nou wonder, maar hoekom voel ons soms daar's 'n limiet aan wat ons kan doen in die wêreld? Hoekom voel dit soms daar's 'n limiet aan ons potensiaal, aan ons kreatiwiteit, aan ons denke? En die probleem wat ons het is ons limiet onsself, waar ons terselfdertyd die Gees erken as iemand wat meer is net 'n trooster. So iewerste is daar botsing. Want die woord sê dis 'n gees sonder 'n limiet, maar ons in ons denke glo dat ek is nie slim genoeg om dit te doen nie. Ek het nie die wysheid om dit te doen nie, of ek voel ek kan nie skilder nie. Ek kan nie goed genoeg skilder nie. Kom ons sal dit eerder so. En dit het my gelei na 'n teksgedeelte in Eksodus toe. En dit is nogals baie uniek, want die woord hier in Eksodus is dit vir die eerste keer in die Bybel praat van 'n persoon wat gevul is met die Heilige Gees. Nou hierdie persoon was nie 'n profeet nie, was nie 'n priester nie, was ook nie 'n koning nie, maar dit was 'n bouer. Met ander woorde 'n skepper, 'n ontwerper of 'n visionêr. En dis 'n man met die naam Bezaleel. En Eksodus 31 vanaf vers 3 tot 4 is waar jy van hom lees vir die eerste keer. En weer eens, dis die eerste keer waar die Bybel praat van iemand wat gevul is met die Heilige Gees. En die teks lees as volg, hy sê, ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid, insig, kennis en vaardigheid, om kunswerke te ontwerp en te maak. Sien, Bezaleel het onder die leiding van die Heilige Gees gebou, wat voorheen nie moontlik was nie, wat voorheen nie daar was nie, wat voorheen nie aan gedink was nie. Sien, die Gees het hom kreatiwiteit gegee, verbeelding, vaardigheid, idees, interpretasies, patrone uit die hemel gegee. Mens kan self sê, die Heilige Gees het vir hom filosofie gegee, 'n manier om te redeneer, 'n manier om te dink, iets wat voorheen nie beskikbaar was nie, maar iets wat gegee is deur God se Gees. Die woord is baie spesifiek, ek het hom gevul met die Gees, hy het die volheid van die Gees gehad. En elkeen van ons wat hier sit, het ook natuurlik die volheid van die Gees. Sien, God het hom nie gebruik om te profeteer nie, God het hom gebruik om te bou, want God wou 'n tempel gehad het. En hy het hierdie tempel gebou. God het vir hom die patrone gegee om dit te bou. God het vir hom die vaardigheid gegee om hierdie patrone te kan ontwerp, sodat hy dit kan bou. Sien, ek dink julle kan begin aflei hoekom ek praat van hierdie boodskap, through creation comes multiplication. Want ons vergeet een ding, en is dat ons is skepende wesens onsself. Maar nou moet ons osself die vraag vra, hoe gereeld skep ons? Hoe gereeld maak ons iets unieks? Hoe gereeld beweeg ons saam met die Gees en ontwikkel ons iets wat nog nie daar was nie? Of gaan ons net deur die lewe maandag tot Sondag, maandag tot Sondag, maandag tot Sondag?
deel ons die jaar op in kwartalle. Wag maar vir volgende jaar. Volgende jaar gaan ek iets doen. Volgende jaar gaan ek dit doen. Maar volgende jaar kom eintlik nooit nie. Sien, die beginsel is daar vir ons. En die beginsel sê, through creation comes multiplication. Ons is tog in die beeld en gelykenis van God geskape is. So vir ons geld die beginsel ook. En wanneer ons begin skep, sal God vermenigvuldig. Dan kan die 5 brode en 2 visse. Iemand het die visse en die brode bymekaar gekom, hulle het geskep, hulle het saamgevoeg, hulle het iets gebring, en al wat die Vader gedoen het, naamlik die Seun, hy het dit vermeerder. Dis 'n eenvoudige beginsel wat ons nie eintlik gereeld toepas nie. Ons voel soms, ons weet nie hoe om dit toe te pas nie, of ons voel, dis nie vir my nie, of ek kan dit nie doen nie, maar in realiteit kan jy dit doen. As God iemand kies, om te sê, ek kies jou, want ek wil jou gebruik as 'n bouer, dan kies hy jou, en hy maak 'n bouer van jou. En hy sal vir jou alles gee wat jy nodig het. Die idees, die kreatiwiteit, die denkwyse, die patrone, alles sal openbaar word aan jou. Verander sal hy weer die gees, volheid van die gees gee, vir 'n ander spesifieke rede. Het kan wees vir bediening, het kan wees vir musiek. En dis so jy mense uitkry, dis so jy mense kry wat uitstaan in die wêreld, wat besonder is. Hulle is uniek in hulle soort, daar's niemand anders soos hulle nie. So as die eerste mens gevul met die Gees 'n bouer was, wat is ons verskoning dan? As hy kon bou soos God bou, as hy kon ontwerp soos die hemel, as die Gees sy kreatiwiteit geaktiveer het, wat kort ons om te begin skep? Die eenvoudige antwoord is eintlik niks. Ons kort niks. Ons het alles. Maar daar's 'n stap wat ons net moet neem. Een van aktivering, een van geloof om te sê, Here, ek voel nog altyd ek wil hierdie doen. En ek wil in hierdie rigting begin. En ek gaan so 'n paar skrifgedeeltes met julle deel wat ons so 'n bietjie meer van 'n riglyn kan gee. Ek kan amper sê die puzzlestukke, hoe ons hierdie goed bymekaar kan sit en hoe ons onsself kan kry om in hierdie rigting te kan begin beweeg. Maar voor ek dit doen, daar's 'n interessante beginsel wat in die wêreld van, kom ons noem dit maar in die wêreld van wetenskap, wat hulle geobserveer het. Hulle noem dit ironies genoeg the observer effect. Nou dis 'n eksperiment wat hulle gedoen het in kwantumfisika. En baie eenvoudig sê hierdie beginsel van the observer effect basies die volgende. Hy sê, wanneer jy iets observeer, verander dit. Wanneer jy fokus, begin vorm aanneem. Waar jy jou aandag plaas, reageer die realiteit en selfs die waarneming beïnvloed die uitkoms. So wanneer jy nie kyk nie, tree materie op soos 'n golf, verspreide moontlikhede, maar wanneer jy observeer, word dit 'n partikel, 'n enkele vorm of 'n vaste posisie. So eintlik sê dit net potensiaal word werklikheid wanneer dit geobserveer word. En as ek praat van observeer in die konteks van 'n gelowige, beteken dit basies die volgende: wanneer ons stil raak in die teenwoordigheid van die Here, dan begin ons observeer. Dan begin ons beweeg in die gees van God. En dan begin die gees van God werk. Dan begin hy vir jou idees gee. Dan begin jy wonder oor sekere goed. Dan begin jy planne maak. En dan begin jy skep. Dan het potensiaal iets geword. So in die konteks van gelowiges is dit observasie binne. Dis waar die koninkryk is. Ons beweeg inwaarts. Dis waar God is. In jou. Wetenskap praat hulle van 'n eksperiment waar hulle instrumente gebruik en fotone observeer buite. In die konteks van gelowiges observeer ons net binne. Dit is dieselfde beginsel. Het hang net af wat jy en jy wil toepas. Gedeelte in Spreuke praat van as 'n mens dink in sy hart, so is hy. Soos wat 'n mens dink in sy hart, so is hy. Spreuke 23 vers 7. In die Nuwe Testament praat Jesus in Matteus 9 vers 29. Hy sê, dit sal vir julle wees soos julle geloof. Dit sal vir julle wees volgens julle geloof. Dit wat vir jou realiteit is, dit wat jy voel werklik is vir jou. So sal dit wees vir jou. So as ons hier uitstap en ons voel mismoedig nog steeds, al wat jy gaan raak sien reg hierdie week,
is negativiteit. Al wat jy gaan sien is slegte goed. Want dis hoe jy voel binne en dis natuurlik wat jy gaan observeer, want dis wat jy skep in jou binneste. 'n Gedagte. Jy kan nog kleiner gaan en te sê dis 'n frekwensie word 'n emosie, emosie word 'n gevoel, 'n gevoel word 'n gedagte en 'n gedagte word 'n aksie. Want jy kan sien wanneer iemand frustreerd is. Jy kan dit sien in daai persoon. So dit begin by iets kleins, maar dit word uiteindelik iets groot. Dit word observeerbaar. Jy kan dit sien. En jy kan dit voel as iemand wat miskien, ek wil amper sê, dit ervaar as iemand nou kwaad raak en jy voel dit, want hy haal dit dalk uit op jou, of jy self kan dit voel, want jou hart klop vinniger, jou bloeddruk styg op, jy kry warm, jy begin uittrek, jy amper soos daai eerste helfte van die Springbokke se wedstryd. Ek sê, dankie tog, hulle het misgeskop. Okay, dankie tog, hulle het weer misgeskop. En dan begin die tweede helfte, en dan begin die Bokke nou eintlik speel. Maar dit beteken eintlik net, wat jy intern observeer, begin jy ekstern skep. Wat jy verwag, neem vorm aan, en wat jy glo, word 'n vrystelling. Weet waar die woord praat van, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie sal die berge kan versit? Wel, kom ons dink 'n bietjie daaraan. Eintlik wat dit vir my sê, en hoe ek dit sal interpreteer is dat, as ek die potensiaal het, binne in my, soos 'n mosterdsaad wat net uitskiet en groei, want enige saad het potensiaal, maak nie saak hoe klein dit is nie. En as jy kyk hoe klein 'n mosterdsaadjie is, wel, dis ontzaglik klein. Weet, ek plant baie keer 'n avokado se pit, en dis 'n ordentlike ding, maar 'n mosterdsaadjie is, ek kan onder my naal ingaan. Maar daai saad het soveel potensiaal. En wat 'n potensiaal het elkeen van ons? As die gees van God in ons woon. Nou daai potensiaal kan 'n berg versit. En wat ek daarmee bedoel is, enige ding wat jou in jou gewete of jou mentaliteit jou blokkeer, kan weggeskei word. Maar dis ons mentaliteit wat ons blok. Dis ons mentaliteit wat vir ons sê, jy is nie goed genoeg nie, jy kan nie, jy het ADHD, jy het wat ook al. Wel, jou potensiaal is groter as dit. Maar dit voel vir jou soos 'n berg wat voor jou is. Jy kan nie daardeur kom nie. Jou potensiaal sê, jy kan. Jy sal dit versit. Jy sal dit skuif. Enige tekortkoming wat jy glo oor jouself, of waarmee jy gediagnoseer is, weer eens deur die wêreld. Dit voel soos 'n berg voor jou, dit voel soos 'n vaste realiteit, terwyl jou potensiaal sê, jy kan dit oorkom. As jy vat iemand soos Elon Musk, hy het 'n paar goed wat hom medies geklassifiseer of diagnoseer het mee, maar dit het hom nie gekeer om uit te staan nie. Ons as gelowiges moet ophou vasstaan aan die realiteit van, ja, ek is nou gediagnoseer met hierdie en hierdie en hierdie, so dit is my realiteit. Dit is nie 'n realiteit nie. Jy is geskape in die beeld en gelykenis van God. Jy is 'n skepende wese. Jy het die potensiaal om enigiets te kan bou wat die wêreld nog nie eens gesien het nie. Maar dit kom op observasie na binne en ophou vasklou aan 'n realiteit wat iets buite op jou verklaar het. Want daar is krag in woorde, maar daar is ook krag in wat jy glo. Multiplication is the fruit of creation, not of waiting. Sien, as ons gaan wag vir iets om te gebeur, gaan iets nooit gebeur nie. Ons is skepende wesens. Beteken, daar's 'n sekere verwagting van ons af. Daar's 'n sekere verantwoordelikheid. Iemand kry 'n visioen, hy begin met 'n klein groepie mense, hulle stig 'n kerk, hierdie kerk word te groot, hulle moet 'n stuk grond koop, hulle koop die stuk grond, hulle bou die gebou, die bou ontwikkel, en so gaan jare verby, en nou sit ons in die kerk soos wat hier is. Iets is geskep. So ons kan terugkyk en ons sien dat hierdie kerk het begin by 'n visioen. En kyk waar ons is nou. Nou kan ons jonger generasies oplei vir die volgende rigting weer. Ons moet aanhou daai potensiaal in mense opwakker. Ons moet mense opgewonde maak oor die woord. It is amazing. Sien, alles begin met 'n eerste stap. En ek dink dis waar die hartplek miskien is. Want ek wil nie hierdie boodskap met een wees wat jy uitstap en sê, ja, het was 'n mooi boodskap en ek gaan net weer aan met my lewe nie.
Ek wil hê daar moet 'n opwakkering wees in ons om te sê, Jesus, maar wat is dit wat ek kan doen? En hoe kan ek rustig raak in myself, sodat ek kan begin ook ontdek, wat is die kreatiwiteit wat God reeds in my het? Wat is die talente wat God vir my gegee het? Sodat ek nie my talente ook begrawe nie, maar ook eerder vermenigvuldig. Die eerste gedeelte wat ek kan sê is, wysheid is natuurlik 'n padkaart vir enige skeping. Spreuke 4 vers 11. Hy sê, I'm teaching you the way of wisdom. I am guiding you on straight paths. So wisdom tunes you internally so that creation can flow naturally. Maar dit kom van binne af. Strome van lewende water sal uit julle binneste uit vloei. Waar water is daar groei. Waar groei is daar vrugbaarheid. Waar vrugbaarheid is daar seën. Die tweede punt kan mens sê, is rol jou planne op die Here. Spreuke 16 vers 3, hy sê, commit your activities to the Lord and your plans will be achieved. En 'n Engels vertaling praat van your plans will be established. So wat hy vir my sê is, deel jou planne, deel jou hart, deel jou idees met die Here en hy sal dit moontlik maak. Maar dit kom tog van hom af. Maar maak God deel daarvan. Sluit God in. Maak nie saak hoe klein dit is nie, deel dit met God. Soos die proses gaan jy agterkom, jy's maar hierdie wat ek gedink het 'n uitdaging is ewe skielik nie meer 'n uitdaging nie. Hierdie deur wat ek gevoel het is toe, wel daar's ewe skielik 3 ander deure wat vir my oopgaan. Maar deel dit met God en beweeg saam met God in hierdie planne. Hy sê, to commit is not to push harder, it is to release deeper. Met ander woorde, dit is om meer en meer oor te gee aan die Here. Minder en minder staat te maak op ons eie wysheid, maar eerder op dit van God. He doesn't only establish your plans, he establishes you. Maar dis waaroor dit gaan. Het gaan oor ons, wat ons hier sal doen. Ons as skepende wesens op aarde. Ons wat die koninkryk verteenwoordig op aarde. Derde punt, praat van 'n gedeelte in Spreuke 24 vers 30 tot 34. En dit sê basies net die volgende, is dit ek het 'n lui mens se land, ek het by 'n lui mens se landerye verbygeloop. Onkruid het dit heeltemal ingeneem, sy mure het omgeval en so gaan die vers aan. En dit kom neer op weer is iemand wat teruggesit het met sy arms gevou. En dat niks gekom maar van nie. Inteendeel, al wat eintlik gekom het is destruction. Vernietiging. Sien, ons moet onsself vra, maar het dieselfde nie al gebeur in ons eie gedagtes ook nie? Ons het opgegee. Ophou probeer. En ewe skielik voel ek al hoe meer moeg, al hoe meer mismoedig. Die 3 of 4 goed waarna ek goed was, ek is nou net meer goed in 1 of 2. Ek het nie meer die krag of energie om iets te doen wat ek voorheen gedoen het nie. Maar jy het opgegee op jouself. Dis 'n moeilike plek om uit te kom. Want ek kan vir jou 6 verse gee wat mooi is, maar as jy jouself nie kan oortuig dat dit nog moontlik is nie, dan gaan dit nie help nie. Weer is om vir 'n tiener amper te sê, jy weet, as jy baie goed doen in jou leerwerk, dan sal ek vir jou die vakansie ekstra sakgeld gee. Maar die tiener, al motiveer jy met die meeste hoeveelheid geld wat in jou begroting moontlik is en wat jy voel wel verantwoordelik sal wees, as die tiener nie homself kan oortuig dat ek kan actually goed doen in hierdie vak nie, wel dan gaan hy nie goed doen nie. Daar was 'n tyd in, ek dink dit was graad 11, waar, en julle moet nou verstaan, in graad 11 het ek nog gedink ek wil 'n geoloog word. Dis eers in matriek waar die Here vir my gesê het, jy gaan 'n pastoor word. So ek het al die moeilikste vakke op skool gehad. En na die tweede kwartaal se eksamen, was my wiskunde en fisies nie iets wat jy huis toe wil vat vir jou ouers nie. Glad nie. Ja, ek praat van soos 30%. Dit was ridiculously laag. En die skool self het gesê oor die pede, ja, jy moet maar parkie wiskunde vat, hierdie gaan nie werk nie. Ek sê vir hulle, gee my net nog een kans.
Want ek het geweet ek kan dit doen. 1 kwartaal later, en die punte was hierby, ek kan nie regtig presies onthou nie, maar dit was soos in die 70. En selfs die onderwyser was geskok. En dit sê net, dit gaan net oor probeer en glo. OK, dis die twee goedjies. Ek moes 'n stap neem, maar ek moes ook myself oortuig het dat dit moontlik is. Net so vir elkeen van julle wat hierso sit. Daar's nie 'n ding soos, nee, ek is te oud nie, want Abraham het nog 'n seun gekry op sy ouderdom. Daar's nie 'n ding soos, nee, maar ek is bietjie introverties, of ek kan nie lekker praat nie, mense gaan nie luister nie. Nee, Moses het 'n volk gaan haal uit Egipte uit. Daar is nie 'n verskoning nie. Nie as God in jou is nie. Daar kan nie een wees nie. Die gedeelte in Matteus 25 vers 14 tot 30 praat van die muntstuk, waar die derde dienaar nie iets gedoen het met die muntstukke wat vir hom gegee is nie, hy het dit begrawe. En ek dink, as 'n mens dieper daarna kyk, kan 'n mens sê, hy het sy identiteit begrawe. En ek dink dis wat Jesus probeer oordra het. Dis om nie jou identiteit te begrawe nie, maar om dit te ontwikkel, om dit te vermeerder in wie God sê hy is. Vrees is soos 'n grafsteen vir kreatiwiteit. Ek is te bang, so ek gaan nie probeer nie. Ek wonder wat ander mense gaan dink, so ek gaan nie opdaag nie. Through creation comes multiplication. Dis deur die skepping waar daar vermenigvuldiging plaasvind. Dis deur jou identiteit wat die potensiaal moontlik word. God gee die skepingsopdrag, Spreuke gee die wysheid, Jesus gee die waarskuwing en jy gee die reaksie. Jy is geskape om te skep, ontwerp om te vermeerder, gebore om te bou en gesalf om te vermenigvuldig. Dit is die skepingsbeginsel. En as ons kan vasstaan op die beginsel, as ons kan onthou wie ons is in God, die identiteit, Christus in my, alles het nuut geword. En ons gebruik die wysheid wat die boek vir ons leer, die boek vol wysheid, en ons pas dit toe, observeer inwaarts en begin dit ons realiteit maak, begin dit ons denkwyse maak, dan is enigiets moontlik. Dan begin skepping plaasvind en natuurlik vloei vermenigvuldiging daaruit. En dis die boodskap wat ek met julle gaan los vandag. Weer eens, through creation comes multiplication. Kom ons kyk inwaarts na onsself, na ons identiteit. Kom ons kyk wat skiet kort, watter area het ek dalk gemis, wat moet ek myself weer ek wil amper sê oortuig daarvan, en ons begin van daar af. Ons word nie gelykvormig nie, maar ons word eerder getransformeer. Maar dit gaan nie oor hoe groot die kerk is, of hoe lank of kort die boodskap is nie. Dit gaan oor wat die boodskap is wat oorgedra is. Kom ons let ons oor.